Goeiemôre vriende, so hier op hierdie Dinsdag, die 9de Junie 2026. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees. En nou sien ons is so mid in die winter, né? So lekker chilly in die oggend. Maar mag dit vir julle 'n lekker dag wees. Kom ons raak sommer net so wyle stil voor die Here. O Heilige Gees, dankie vir die voorreg wat ons het om so by mekaar te kan wees elke dag. Here, as ek elke oggend my bene so uit die bed uitswaai wanneer ek wakker skrik of wakker word, dan sê ek maar altyd vir U baie dankie vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het onverdiend. Dankie Here vir elke asemteug wat U gee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, dan is ons nou hier in Hebreërs 10, ons gaan hier vanaf vers 26 lees nou. Ek kom eers lees, gaan ek vir julle vertel, want dit is baie keer, as mens 'n teksversie uit sy konteks uithaal, dan raak dit ontsaglik gevaarlik, en julle gaan nou sien met hierdie gedeeltjie. Dit is net 'n paar versies wat ek vir julle gaan lees. So kom ons lees dit en dan sal ek 'n repliek lewer daar. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem. Nou, baie keer sal julle sien, vriende, iemand sal nou so vers vat, en dan sal hy hamer op die sonde wat jy gedoen het, en wat dit gaan beteken, en as jy aanhou net dieselfde goed oor en oor doen, dan is dit nag vir jou, né? Want hy sê tog hier, as jy dit net so op sigware lees, sê hy, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem, né? So op sigware klink dit mos nou so. Kom ons gaan aan. As jy nou so aanhou sondig, opsetlik bly sondig, daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van die oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer, né? So nou weer eens, as jy net hierdie twee versies lees, vriende, dan en jy lees, kom ons sê vers 31. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Jy weet dan voel jy 'n skrikbewind, dat die ouens die lewende waksheid hulle uitskrik as jy hierdie goeders doen, hè. Ek bedoel, want wat sê jy nou aanhou bly sondig, dan sit nou maar net nag vir jou, hè. Kom ons gaan lees aan. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig, dit word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak, né? So gaan dit nou. Nou, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het? Daar begin die konteks inkom. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminnig het en die gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Nou vriende, onthou die konteks. Ek sê altyd, en ek gaan altyd vir julle sê op hierdie forum, as jy nie die konteks van die Bybel in gedagte neem nie, kan jy jou gaan 'n klomp nonsens praat. Regtig 'n klomp nonsens praat. Konteks is die Hebreërs skrywer skryf aan 'n klompie Jode wat Christene geword het, wat swaar kry, wat vervolging beleef en wat gedink het om jou terug te beweeg na die ou verbond toe, na die wet toe, né? Hy skryf vir hulle. So wanneer hy vir hulle skrywe, sien ons daar's 'n klompie van hierdie ouens, lyk dit vir ons wat amper alweer wil wegbeweeg van Jesus af. Hy wil weer wegbeweeg na die wet toe, na die wettiese reeltjies toe, die goed, waarmee baie van ons kerke ongelukkig, liewe vriende, in hierdie tye baie op fokus. Hulle sê hulle is kinders van die Here, en ek glo hulle is kinders van die Here, maar hulle tree op as mense nog in die ou verbond. Dit gaan oor die wettiese reeltjies. As jy nie dit doen nie, dan gaan dit gebeur in plaas van om op die genade van die Here Jesus Christus te fokus. En al wat hy hierso kom sê, hy sê hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminnig het en die gees van genade beledig het. So as jy wegbeweeg van Jesus, nadat jy weet van Jesus, hy kom praat met hierdie ouens in die konteks. As julle kom sê vir hierdie Jode wat mos nou kinders van die Here geraak, om nou wegbeweeg daarvan. Hy kom sê vir hulle, as julle wat dit weet,
Dis 'n opsetlike sonde wat julle doen, kom sê hy. Die sonde is om weg te beweeg van Jesus af. Die sonde is, die opsetlike sonde is om Jesus te minag. Die opsetlike sonde is om die genade wat jy kry alleenlik deur Christus eenkant toe te skuif en sê nee, daar's maar weer 'n wet nodig, daar's weer 'n paar ander goed. Al die add-ons by Jesus. As dit die geval is, kom sê hy, is daar geen offer wat jy kan betaal om dit te weet. As jy wegbeweeg van die genade wat die Here vir jou gegee het, onvoorwaardelike genade, onvoorwaardelike agape liefde wat Jesus Christus vir jou kom gee het, wat God in Christus vir jou kom gee het. Dan kom sê hy, daar bly alleen is verskriklike verwagting van die oordeel en 'n gloeiende vuur oor van die teenstanders van God sal verteer, né? En dit kom daarop neer as jy vir Jesus verwerp, liewe vriende, dan kom sê hy, dis verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Iemand wat die seun van God verag, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnig het en die gees van genade beledig het. So wanneer ek en jy nou weer terugkom, daai hierdie vers 26, wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. Wat is die waarheid? Die waarheid is dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus nie. Wanneer iemand die waarheid ontvang het en hy het dit geminnig, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Want Jesus was die volkome offer. Jesus het die volkome offer gebring tot verlossing van al ons sondes, né? So as jy vir Jesus minag, in die konteks, het gaan nie oor 'n sondetjie nie, het gaan nie oor, ek het 2-3 keer gevloek, ek het nou 110 keer verkeerde beelde in my kop, nou is dit nag, daar is nou geen salf meer te speer nie, die oordeel is in die Here, in God se hande, is nou net nag vir my, ek kan hom maar vergeet, ek kan hom maar, nee. Het gaan oor ouens wat op die ou ende vir Jesus verloon, en die sê, ek stel nie belang in die genade is nie genoeg nie, ek gaan maar eerder meer na 'n ander paar godsdienste en 'n paar goedjies gaan doen, hè. Dit is waaroor die gedeelte gaan. So kom ons lees dit geweer vir mekaar. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van die oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer, hè. So dit weet julle nou, dit gaan nie oor individuele sondetjies nie, dit gaan wanneer ek en jy Jesus verwerp. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Die Jode weet presies waarvan hy praat hierso, né? En nou gaan hy aanhou sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnig het, en die gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te verval. So weer eens vriende, is ontsaglik gevaarlik. En wat as mense dit doen, partykeer mense, dan is 'n klomp mense wat dit doen, is 'n klomp kerke doen wat met teksversies werk. En as jy daai teksversie, wat kan jy nou dink as daai mense uit daai kerk stap? Hulle ore hang op die grond, hulle twyfel of is hulle gered, hulle twyfel is hulle kinders van die Here nie. En dit is glad nie wat hierdie gedeelte sê nie. Glad nie wat hy sê nie. So onthou altyd die konteks, vir wie is die gehoor, vir wie het die skrywer geskryf, wat is die omstandighede waarin geskryf het, en dan lees jy dit teen daardie agtergrond. Dis die grid waarteen jy die Bybel moet lees. Dis verantwoordelike Bybeluitleg. Anders is ons besig met onverantwoordelike Bybeluitleg, onverantwoordelike liewe vriende Bybel lees van die Bybel, né? So baie belangrik hierdie goed. Maar my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy nabyheid ervaar. Amen.